Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Hierdie is 'n potgooi produksie deur nommer 7 Media. Hierdie is potgooi episode 6 van 8 episodes van Agri SA se 2019 kongres. Die tema is tegnologie op die plaas en aan die woord is Hanno Jacobs. Hy is die hoofsbedryfsamptenaar van Paytech en hy fokus op effektiewe betalingsstelsels vir landbou. Lekker luister. Goeiemôre almal. Dankie. Ek gaan sommer wegspring. Ons is bietjie gedruk vir tyd. Ek wil begin om te sê dat die betalingsstelsels is die ruggraat vir enige ekonomie, enige verbruiker, enige besigheidsman. Dis waar alles bymekaar kom. En die banksektor is deur die afgelope tyd deur 'n ongelooflike evolusie. En dit het 'n direkte invloed, hoe baie van die sprekers ons gehoor het, om te sê hoe belangrik die verbruiker is as die eindbestemming van produksie. En in die afgelope jare is daar 3 nuwe banke wat gaan byskom, onder andere Discovery Bank, Time Bank en Bank Zero. En almal van hulle het sommer uit die staansbereid gesê, hulle fokus gaan wees om 'n digitale bank te wees, omdat die tradisionele footprint banking so duur is om te maintain. Onder andere het Standard Bank hierdie afgelope tyd het hulle 91 takke gesluit en is daar omtrent 1200 werksgeleenthede is verlore as gevolg daarvan. So mense kan baie duidelik sien dat daar 'n groot fokus is om meer digitaal te wees. Dus as ons kyk na die footprint van waar is die kliëntesyfers in Suid-Afrika op hierdie stadium, dan het Capitec besig om pakslae te gee. Hulle is op 10.2 en jaar op jaar groei was 13% en as mense dink hulle is maar gevestig in 2001. Dan is dit FNB met 8.15 en Standard 8.12. Absa se syfers is bietjie oud, is 8.6 en Nedbank is 7.65. Dan is daar baie gesê oor die investering van tegnologie en hoe groot rol dit speel in enige ekonomiese siklus, al die pad van produkvervaardiging tot wat dit by die verbruiker is. En Nedbank net in die finansiële jaar gaan 2 biljoen rand spandeer aan modernisering van hulle stelsels en tegnologie. So die kompetisie is straf, en die ou groter banke wil glad nie hulle kliënte verloor nie. So daar is 'n baie groot verhoudingselement tussen jou primêre bank en die plaas. Cheques weet ons self is besig om te sterf. Die Reservebank sê dit is net 'n kwessie van tyd. Ons praat nie van baie lank nie, 'n jaar of 2, dan sal cheques heeltemal uitgefaseer word. In Mei 2020 volgende jaar word die maksimum bedrag verlaag na R50.000 toe en ons kan maar verstaan wat die implikasie is vir besigheid dat jy net 'n cheque van 'n maksimum waarde van R50.000 kan uitskryf. Maar die groot druk wêreldwyd is om heeltemal van cheques ontslae te raak so gou as wat die weerstand nie daar is van die verbruiker se kant af nie. Dan kan jy sien die cheque volumes wat net gebeur het in 2019 tot 2017, dit is so te sê absoluut heeltemal tot niet. Ek wens kan julle relatief goed daai slide sien. Nou daai is die verdeling van die tipe transaksies wat plaasvind. So onthou daar's baie gesê oor wat is die modernisering en hoe het online banking en digital banking en wat het alles gebeur in die afgelope tyd. Nou ons het 'n versnellingstempo en ek gaan vir julle grafieke wys waar ons probeer om soveel as moontlik van die verbruiker betrokke te kry as 'n aktiewe verbruiker. So as iemand nie aktief betrokke is nie, dan is hy nie deel van jou afsetgebied of daar tussengangers is of nie, maar jy soveel verbruikers wat mense betrokke kry in die hele ekonomiese stelsel. So as ons gaan kyk, het die OTM transaksies in 2010 was 14% van die volume,
maar is 1% van die randwaarde. Kaart was 45% van die volume, maar 7% van die randwaarde. Maar EFT's, oorbetalings, was 29% van die volume, maar 70% van die randwaarde. En as jy dit nou gaan vat na 2018 toe, dan is OTM'e is 13% van die volume en 2% van die randwaarde. Kaart is 56% van die volume en 7% is randwaarde. En EFT's is nou 15% van die volume, maar 79% van die randwaarde. So jy kan duidelik sien waartoe dit beweeg, waar jou tradisionele manier om te sê is, as jy ren na die OTM toe, het so klein faset geraak, want mense raak gewoond daaraan om baie meer elektronies te kan dink. En die gebruik van selfone het die deure vir ons oopgemaak net absoluut stratosferies wat ons kan regkry. Aan ons kant, ons wat deeltyd met die bankstelsels moet werk, is daar twee wêrelde waarin ons moet leef. Die een kant is die verbruikerswêreld. Die verbruikerswêreld wil soveel as moontlik effektiwiteit hê as moontlik, en die formele banksektor is altyd wetgewing en regulasies en goed wat vir ewigheid vat om klaar te maak. Byvoorbeeld 'n debit check wat er net in is al op die kaarte gewees so langer as 10 jaar, en ons is nou eers besig om dit te finaliseer. Dis hoe stadig daai wiel draai as jy werk met wetgewing en reservebank en as 'n ISO standaard, mense moet dit implementeer. Die verbruiker het 'n baie korter geduldspektrum. Hy wil so vinnig so moontlik wil hy nuwe tegnologie en oplossings hê, en dis die middeweg waarin ons heeltyd onsself bevind. Dan is daai 'n grafiek wat 'n duidelike indikasie gee, dis spesifiek FNB se. Jy kan sien die groen lyn wat opbeweeg boontoe is wat mens kan ag as mobile banking, so dit is beide die wallet banking en iets wat app-based is, en die horisontale lyn is wat hulle ag as desktop banking, of jy sit fisies agter 'n rekenaar. En jy kan sien daai streepie wat daar is, het daar 'n totale ontploffing, en daai is maar letterlik Augustus laas jaar, waar die mobiele tempo doodgewoonig net heeltemal verby geskiet het. Dan aan die onderkant het ons 'n 10 jaar verskil tussen 2008 en 2018, waar die physical banking, so die banke noem dit physical banking, waar daar meer persoonlike interaksie is met die besigheidseienaar, en wanneer hy digitaal is, kan jy sien wat die totale verskil is, dat daar minder as 30% van die bank se interaksie is nou physical banking, en jy sal sien hulle finansiële state van die jaar in Junie, het hulle gesê hulle primêre strategie is om soveel digitaal te wees as menslik moontlik, om die uitskakeling te hê van tussengang tussen die bank individu en die kliënt. Dan is kontant het 'n baie groot risiko. Weer eens, ons almal weet ons het net gepraat van cash in transit en dies meer, maar tot vir die privaat individue is 'n baie groot sekuriteitsrisiko rondom kontant, en om kontant te fasiliteer in 'n ekonomie is ongelooflik duur. Ons praat van 0.25% van die GDP. So kontant is 'n duur leeks, en hy kom met baie risiko's. Dan die groot fokus waar, as ons kyk wat die hele Afrika nou deurkom, is 'n fokus op ongebankte en of beperk gebankte verbruiker. Nou as iemand net afhanklik is van 'n kontant situasie en het nie kontant by hom nie, en hy stap verby 'n stalletjie en hy kan nie 'n sakkie aardappels koop nie, dan is daai geleentheid verlore. So dis 'n eenvoudige voorbeeld van wat gebeur as iemand nie die betalingsstelsel deelneem nie, want hy het dalk geld, maar daar is sekere praktiese uitdagings. Nou die probleem was baie groter as wat hy was, maar al die kommersiële banke fokus nou op hierdie 11 miljoen mense in Suid-Afrika wat huidiglik geag word as in daai kategorie van ongebankt of beperk gebank. So baie van die tegnologie wat gebou word is om daai mense betrokke te kry by die ekonomie, want daar is omtrent 'n enorme groot mark wat huidiglik totaal onbenut is, veral in die landbousektor ook, geveelwys wat die inpoek was in China. Dan is daar 'n baie groot persentasie van buitelanders in Suid-Afrika, dis geraamd omtrent 5.8%, en hulle het vroeër gesê, luister, iemand moet in die oggend eet en moet in die aand eet. So enige iemand wat jy weet, is deel van die verbruikerssiklus. So daar's ook 'n baie groot persentasie van daai mense wat nie deel is van die ekonomiese siklus nie, en die fokus is om te kyk hoe kan mens daai mense betrokke kry om meer aktiewe verbruikers te kan word. Dan die landbouindustrie is die stats is ongeveer dat omtrent 840,000 mense is, maar hulle raam volgens Brein Suid-Afrika dat jy weet die tweede en die derde vlak is dat tot 8.5 miljoen mense wat op die tweede en derde vlak ook betrokke is by die landbou-industrie. So landbou is absoluut enorm in terme van ons ekonomie, en ons fokus wat ons wil kyk om te kyk hoe kan ons meer baat by die verbruiker. Want ons aanvaar as baie kundige mense, en die sprekers vandag wys dat weet wat hulle doen, hulle kan lees en skryf. Maar mense met meer verbruikers wat mense betrokke kry. 'n Groot voorbeeld daarvan is wat die ouens gedoen het met WeChat Pay in China, en die hele wêreld gebruik dit as 'n mass
maatstaf en 'n meetstok om te kyk, wat gebeur as jy die verbruiker digitalise en wat gebeur met sy spending. En daar so 900 miljoen mense in China wat die WeChat Pay stelsel gebruik saam met die Alipay. Wat interessant is 92% van die stedelike verbruiker is nou al op die e-wallet gedeelte en 47% van die plattelandse verbruiker is al op die digital stelsel. Nou dit is 'n ongelooflike groot uptake. Nou die tweede gedeelte daarvan is Facebook het maar net onlangs 15 Julie het hulle aangekondig dat hulle hele strategie gaan wees oor Libra en hulle eie cryptocurrency going forward en dit skep 'n ekosisteem van tot 2 biljoen mense wat jy na mekaar koppel. So as jy die groot voordeel vat van jy kry 'n environment waar mense kan e-commerce, dat is inligting wat jy nie gister gehad het nie, produkte wat jy nie geweet het bestaan nie, geweet jy kan koop nie. En dit is waar die interaktiwiteit van tegnologie vir ons so obsessief maak, dat jy 'n mark skep waarin jy inligting kan vir iemand kan gee, want inligting skep reaksie, interaksie en dan transaksies. So dis hoekom dit mense soveel as moontlik mense moet kry om deel te neem aan die global e-commerce stelsel of ten minste net banked is sodat ons met daai persoon kan handel. So die tydslyn vir Libra is vir ons baie interessant. So hulle wil dit fast track sodat daai ekosisteem vir handel wil hulle binne die volgende 2 jaar bulletproof hê en dat hulle kan uitrol. So dis wesentlik, maar hulle gaan 'n bietjie armdruk met WeChat. Ons aanvaar hulle gaan baie dieselfde doen met WhatsApp, dat daar ook 'n ekosisteem gaan wees wat hulle maar gaan /copy om dieselfde tipe van 'n ekosisteem te doen van die twee wêrelde tussen WeChat en WhatsApp. As mens baie duidelik kyk, wat het gebeur met daai 900 miljoen mense in die persentasies, 92 en 47%, daar sal jy sien dat net onder 20% van daai handel was op fruit and veg. Dis skrikwekkend hoe baie geld daarop gespandeer word. So as mens wonder, wat is die volumes daarvan, dan kan mens sien die randwaardes daarvan wat gespandeer word, ons weet is 20% van die randwaardes. Dan is die randwaardes van die grafiek, die kolomme 1, 2, 3, 4 en 5, is die twee grootes is tussen 450 en 1100 en 11 en 22. So dit is baie naby aan ons social grant, so dit is 'n wesenlike hoeveelheid geld wat spandeer word in daai gedeelte, om daai mense enabled is om in 'n digital space te kan handel. Alright, so daar's 'n interessante navorsing of statistieke wat Stats SA beskikbaar het, en dit is dat 15% van Suid-Afrika se huishoudings betrokke is in informele voedselproduksie. Maar ons praat daarvan dis agterplaas energie. So dit raak omtrent so 9 miljoen mense as jy die ratios uitwerk. 78.5% se energie was aanvullend van basiese kosbehoeftes. So dit is net vir hulle eie onmiddellike familie en of bure se gebruik. So dit raak 7 miljoen mense. Nou ons frustrasie daarmee is dat dit ongelooflik duur is om agterplaas voedselproduksie te doen. Jy kan net glad nie op skaal met 'n boer kompeteer nie. Maar mense verstaan wat die grootte is van daai mark, dat hulle so desperaat is om daai produksie te probeer doen in die agterplaas. En dit is om daai mense te betrek waar daar 'n ongelooflike geleentheid is. En ek gaan net vir julle wys van die mense met wie ons werk wat dit ontgin. Net interessant produksie wat hulle graag probeer doen is groente en vrugte, graan op 'n kleiner skaal en dan hoenders en eiers is waar hulle fokus insit. So die hele e-wallet gedeelte is daar is almal ken PayPal, so daar's in Suid-Afrika nou al amper 1 miljoen gebruikers van PayPal. So jy kry 'n sentrale depository, iets wat lê in die cloud, en dit maak dit vir jou moontlik om 'n plaaslike en internasionaal betalings en aankope te kan doen tussenin. Die slegte gedeelte daarvan is altyd gekoppel wees aan 'n bankrekening. So as iemand jou betaal in jou PayPal, met jou nog steeds 6 FNB rekening voordat jy maar daai geld kan handel. En is daar waar die frustrasie is van die unbanked, dat hy altyd afhanklik is van 'n bankrekening. Nou as die catch-22 is, nou maak jy heeltyd takke toe en dit raak al hoe moeiliker om 'n bankrekening oop te maak. Nou maak jy dit moeilik vir 'n mens om as 'n verbruiker met ons te kan handel. So jy maak dit eintlik vir jouself makliker en moeiliker. So ons verstaan die banke moet meer geld maak, maar ons groot afsetgebied, die miljoene moet ons in 'n mate empower sodat hulle met ons kan handel. Okay, so dis die hele space waarin die digital wallet space speel, is hulle probeer soveel as moontlik van die verbruikers kry om te kan handel in 'n formele en 'n informele sektor. So dan moet altyd nog steeds 'n befondsing plaasvind, daar's verskillende baie modelle oor hoe jy 'n wallet kan befonds. Mens kry die syndicate banking wat jou groot retailers betrokke is. Suid-Afrika is van die grootste leiers wat ons groot retailers al reeds vir 10-15 jaar syndicate banking begin doen, want jy kan geld trek by 'n till en dis meer ensovoorts. So ons is ongelooflik goed daarmee dat jou afsetgebied raak naderhand nie net 'n spesifieke tak nie, maar enigiets wat 'n deur het in 'n elektroniese stelsel en die ons kan integreer, word dan vir ons 'n SIP
bank, as jy wil. Dit noem dit syndicate banking. So dit skep vir ons 'n netwerk wat astronomies is. Ons praat van, oor die 500,000 afsetgebiede, waar mense verbruiker dan kan begin empower om betrokke te raak by die finansiële stelsels. Net so interessantheid, wat het die digitale wêreld gedoen? So hier is net statistieke van 2019. So mense dink dat digitale geld is iets wat, op pad is om te gebeur. Nou as jy kyk die opname, hierdie is net 6 lande, en hierdie is 'n verdere 8 lande, 7 of 8 lande. Julle kan sien, dit is 'n absolute ontploffing wat plaasgevind het, wat die digitale geld se beweging weg is vir die verbruiker. So dit is duidelik, die oomblik jy selfoon in sy hand sit, en jy maak hom deel van die ekonomiese siklus, wat hy begin kan handel, tot dit dood eenvoudig nie die eenvoud en die gemak daarvan, dat hy nie eers hoefte, iewers heen gaan nie, en dies meer, was baie moeilik. Okay, dan vandag is daar basies 4 plekke waar ons baie groot fokus het. Die eerste een is die e-handel webtuistes, so die hele entrepreneurial spirit, die mense wat probeer om die gaps te doen. So baie groot frustrasie is, die mense dink dat die verkoopprys wat 'n boer het en die koopprys van die verbruiker, daai dispariteit, dink hulle is daar 'n ongelooflike groot besigheidsgeleentheid. So die veelheid website maatskappye wat ons nader, wat 'n konsortium van boere se produkte wil voorhou aan die verbruiker en om 'n beter prys vir die boer te kan bepaal en daai gap te probeer doen, is astronomies. So daai mense help ons weer eens vir die betalings convenience daarvan. Hulle fokus is in 'n groot mate weer eens daar's 2. Die ander een is die sipmark, waar iemand, jou genuine informele mark, waar iemand onder 'n dakkie sit en hy verkoop tomaties en aardappels en. Hy kry by daai persoon bestellings en hy gaan kry dit by 'n kommersiële boer en hy bring dit vir hulle terug. Dis daai 7 miljoen mark wat heidaglik in sy agterplaas begin probeer boer. So dit is full-blown e-commerce, en die ander een is om bestellings te kry by die informele mark, en daai websites is besig om op te pop. Ek dink as om 3 stadium het al so 30 of 35 van our websites wat probeer om die boeregemeenskap te ondersteun. Die volgende een is net syfer in die verhalingskant, is die tydwaarde van geld. Probeer ons besighede kry dat wanneer betalings hulle verskuldig is om dit so effektief en as vinnig moontlik te doen. Want die oomblik as jy 'n delayed payment het in jou besigheid van 1 miljoen of 2 miljoen rand, dan het dit 'n wesenlike invloed oor wat jou effektiwiteit is. Dan help ons ook in die betalingsgedeelte daarvan. Ons help in 'n groot mate met digitale betalings van lone of enigiemand wat betaal moet word, en ons doen al daai goed op e-wallets en digitale maniere, en die e-wallets gedeelte. So van ons kant af, ten slotte sien ons dat daar ongelooflik baie geleenthede is om die verbruiker betrokke te kry om die landbou-industrie te ondersteun. So daar's tweeledig, ons kan die boere help in elke denkbare opsig oor sy effektiwiteit in sy besigheid, en aan die verbruikerskant is ons obsessie om verbruikers baie meer betrokke te kry by die landbou-industrie. Dankie julle. Dankie Anu. Okay, ons gaan 'n paar minute vir vrae oop los. Is daar enige vrae van die gehoor in die gehoor? Ek sal solank die eerste vraag is aan jou, Anu. Hoe lyk die banksektor 10 jaar van nou af? Die banksektor gaan interessant wees, dood eenvoudig omdat alles gaan al meer digitaal wees as 'n speelveld. So die tussenwerking tussen die besigheidssektor en die banksektor, omdat dit nou by digitaal begin raak, gaan dit baie meer digitaal gedrewe wees, en dit is 'n baie goeie ding, wat is convenience factor en economies of scale. Nou, tweede vraag aan jou is, het boere nog kontant nodig om hulle werkers te betaal? Daar is nie regtig enige nut regtig daarvoor, en jy kan lone betaal met USSD, met selfoon. Hy kan dit baie gemaklik gaan trek. Hy kan dit enige plek en hy gaan spend, so jy kan kontant totaal uit die environment uithaal. En hoe doen boere dit? Sien nou ouens, hoeveel ouens betaal nog hulle werkers met kontant? 20. Sê vir ons, hoe beveilig boere hulle self in terme van daai risiko, kontant risiko? Wel, dis baie maklik, is daar's 'n dashboard wat jy vir jou rekenaar sit, en jy bepaal wie jou beneficiaries is. Jy befonds hom, en jy run 'n batch payment, en binne sekondes word werkers betaal.
Daai geld is dan beskikbaar op sy selfoon, op sy wallet en is onmiddellik beskikbaar. Wat lekker is daarvan is hy kan iemand anders betaal daarmee, digitaal tot digitaal, selfoon tot selfoon, en hy kan baie ander dienste kan hy vir sy selfoon of ak doen. 'n Ander dae moes hy eers dorp toe gegaan het, gaan geld trek en dan het hy sy maatjie vir my vir 2 weke vir wie hy R100 geskuld het. Nou kan hy sy maatjie betaal selfoon tot selfoon onmiddellik wanneer jy hom betaal het. So dit is skrikwekkend hoe baie tegnologie die net van geld kontant uitgeskakel het. Dankie. Die tyd wat dit vat vir transaksies om tussen banke plaas te vind. Wanneer gaan ons uitsien dat dit onmiddellik is, dat ons nie onmiddellike fooie hoef te betaal? En ek praat van tussenbank transaksies spesifiek. Ons geld raak verlore in die stelsel. Ja. Ons sit ongelukkig met die EFT-stelsel wat 'n legacy stelsel is in die wêreld. So as jy gaan vergelyk teen al die wêreldbanke, weet al immediate of real-time clearing as 'n standaard sonder 'n dispariteit. So dit is waar ons wil wees. Of ons dit like of nie, die banke het 'n finansiële inkomstemodel wat transaksioneel is. En op hierdie stadium is die delayed settling is 'n mate tot hulle vanaf die finansiële voordeel. En iemand so Standard Bank vra vir jou vir 'n real-time clearing R50 per transaksie. So ISO modernization gaan dit uitskakel en ons kyk na die volgende 2 jaar sal dit 'n realiteit wees dat as immediate clearing 'n realiteit sal wees. Daar's geen net om dit te doen nie. Tegnies kan jy onmiddellik krediete en debiete kan jy proses. Die MagTape stelsel is verouderd en duur. Wanneer gaan ons 'n opgradering verwag jy? Watter stelsel? Die MagTape debit stelsel. Ja. Kyk, weer eens is die authorized early debit order en die non-authorized early debit order in die EFT stelsels is eintlik almal in 'n mate is almal van hulle verouderd. Die naaste moderne gedeelte was DebitCheck wat die Reservebank in PASA probeer prosesseer het. Maar dit is nie die ISO 2022 standard nie. So almal van hulle moet uitgewerk word en daar's 'n baie ernstige druk dat dit uit die stelsel uit moet wees. So Suid-Afrika in my opinie is sekerlik in die top 10 van die beste robust bankingstelsels in die wêreld. Daar is net delayed vir die implementering daarvan. Maar weer eens ISO gaan in die volgende 2 jaar gaan meeste van ons legacy goed gaan dit begin uitskakel. Kom terug gaan na die hoe beveilig ek my teen misdaad op transaksies wat oor die internet plaasvind? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Two-factor authentication het seker maar die standaard geword vir mense om dit te doen waar jy by jou transaksie doen, jy kry OTP pin en dis meer. Maar meeste van die bedrog vind plaas actually met phishing scams. So wat gebeur is oor 'n periode van tyd sit iemand 'n listener op jou e-mails en hy kyk doodnoodig net wat is die korrespondensie wat jy kry. En wat hy dan doen is meeste van die tyd iemand het byvoorbeeld 'n transaksie oordrag gehad waar daar 3,5 miljoen rand se opbrengs was uit die verkoop van 'n eiendom. Toe word die krimineel stuur vir die prokureursfirma wat die oordrag doen 'n e-mail om te sê my bankrekening het verander, betaal van hierdie bedrag oor. So phishing gebeur is waar die meeste van die finansiële bedrog plaasvind. Dit vind baie selde plaas is as deel van die bank se two-factor authentication gedeelte. Daar is uitsonderlike gevalle, maar jou eie sekuriteit, hoe jy jou rekenaar hanteer is waar jou grootste risiko lê, nie die bank se sekuriteit. Daar's nog 'n vraag, Richard. Dankie. You spoke about two-phase authorization. Sorry. Is facial rec not going technology? We're talking about technology and going forward. Why is facial rec and retina scans from a laptop or a cell phone not part of the authorization process? Why are we still using dongles, toggles, and passwords? Ja, ek dink dit kom terug na my opmerking van tevore. Is ons kan net doen wat die Reservebank en PASA vir ons toelaat. So dit moet regulated wees. Dis nie die formele banksektor. So in die informele banksektor werk ons met ongelooflik baie goeie facial recognition partners wat jou authentication plaasvind as facial recognition as a standard point en dan 'n second level as dit sou nodig het met 'n pin waarmee saamgaan. Maar ons het reeds as deel van ons wallet processes doen ons reeds nou facial recognition as a one step of the authorization process. So ons doen dit reeds. As jy gehou het van die potgooi, deel dit asseblief met vriende en familie. Of besoek ons webwerf by www.agrisa.co.za.